want U alleen is waardig. U alleen is groot en verhewe. U alleen is koning van die konings en Here van die leerskare. U alleen is die almagtige. U alleen is die ewige en die enigste. Waardig is U, Here. Waardig is U, God en Skepper. Waardig is die groot Ek is. Waardig is U, Here. Ons eer. U kan die Bybel nou saam met my neem en ons gaan sommer direk gaan daarna 1 Petrus hoofstuk 3 toe. Ons is besig met ons lering en ons studie in 1 Petrus hoofstuk 3. En ons gaan optel en vanaf vers 10. Ek wil graag met u die woord van die Here deel, want God is besig om met ons te deel. Vanmôre lees ons 1 Petrus hoofstuk 3. Ons gaan fokus op vers 11, maar ek wil graag vers 10 vir ons lees. Ons het verlede week gekyk na vers 10. En ek glo vers 11 en die res pas alles soos 'n legkaart in by mekaar. En die Gees van die Here is besig om met ons 'n pad te stap, the journey. En ek weet nie van u nie, maar vir my is daar soveel kosbare dele waar die Here met ons praat in ons elke dag lewe. Praktiese goeders, dinge wat ons weet, maar wat ons moet toepas, dinge wat ons dalk moet afstof, dinge wat ons weer moet gaan hersien. Oujaarsaand, toe ons hier by die kerk was, het die Here vir ons woord gegee en gesê dat hierdie die jaar is van, en as ek die Engelse woord kan gebruik, realignment. As jy 'n band sien wat se balansering uit is, dan moet jy hom gaan realign, jy gaan vir alignment. Dan sit hulle daai band op 'n masjien wat hom moet op hoë spoed laat draai en dan align hulle hom. Ek weet nou nie wat jy noem die balansering. En dan sit hulle gewiggies aan en allerhande goed om daai balansering in lyn te kry. En ek kan nie anders as om te sien dat God is besig om ons as gemeente, AG's nuwe begin, maar ook ons persoonlike lewens te align. En nou as ek kyk na sy woord, dan deel hy kosbare dinge met ons, sodat ons kan in lyn kom. Nou 'n band wat nie gebalanseer is nie, kan nie op spoed hardloop soos wat hy moet nie. Want daar gaan altyd iets wees wat daai spoed breek. Daar's 'n wobble in daai band, as ek dit so kan stel. Maar wanneer hy gebalanseer is, dan kan hy hardloop op 'n hoë spoed soos wat hy moet, en dan's daar nie gevaar nie. En ek glo dis wat die Here wil hê. Hy wil hê ons moet in hom vol spoed hardloop om te kan bereik dit wat hy wil hê ons moet bereik. Maar dit beteken ook dat ons moet toelaat dat die Gees van die Here ons lewe kom balanseer, kom realign, is dit die regte woord? Sodat ons kan doen wat ons moet doen. Nou, 1 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 10, lees ons volg, hy sê, want wie die lewe wil lief hê, en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. En dan nou vers 11 skakel in by dit, hy sê, hy moet afwyk van wat verkeerd is. So hy skakel in by vers 10, hy sê, hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. En dan gaan hy aan, hy sê, hy moet vrede soek, en dit najag. So ek wil vanmôre met u gesels oor die onderwerp, en ek gaan die boodskap titel vanmôre, die gevaarlikste mense vir die hel is vredejagters. Die gevaarlikste mense vir die hel is vredejagters. Sê gou saam met my, ek is 'n vredejagter. Ek is 'n vredemaker. Amen. Ek wil vanmôre die stelling maak deur te begin, en luister mooi, vrede is nie 'n wit vlag nie. Vrede maak beteken nie, ek steek die wit vlaggie op en ek gee oor nie. Wanneer ek vanmôre praat ek nie van 'n wêreldse vrede waar almal in vrede saam lewe nie. Ek wil dit duidelik stel van die begin af. Jy sien, in die wêreld se oë
is vrede die afwesigheid van konflik. Om net stil te bly en nie moeilikheid te maak nie. Dis wat die wêreld sien, is vrede. Maar in die koninkryk van God is vrede 'n aktiewe mag en krag van heerskappy in Christus. En my vraag vanmôre, wanneer ons begin, wil ek die vraag vra, is jy 'n passiewe vredebehouer of is jy 'n aktiewe vredemaker? Met ander woorde, is jy iemand wat vrede bewaar deur stil te bly, of is jy iemand wat vrede maak deur God se krag, deur in die waarheid te wandel en te lewe? Want daar is 'n verskil deur stil te bly om die vrede te bewaar, al is dit verkeerd, en om vrede te maak deur om in die waarheid te lewe. Kan ek hom net so bietjie laat insink? U sien, die hel vrees mense wat vredejagters is. Maar die hel waardeer mense wat maar net rustig is en vrede bewaar deur stil te bly. Want hulle aanvaar maar net, alles is oukei. Hoekom? Want wanneer ons vredemakers is, teen goed wat nie reg is nie, en wat verkeerd is, as kinders van God, wanneer ons vrede najaag te midde van ongeregtigheid, dan neem ons die vyand se grondgebied in, en ons vat daai grondgebied vir die Here. So wat roep die Here vir jou en my om vandag te doen? Is jy 'n vredebewaarder? Of is jy 'n aktiewe vredemaker in die krag van die Here? 1 Petrus 3 vers 11, kom ons lees. Hy sê hy moet afwyk van wat verkeerd is. Jy sien, die eerste stap in die kind van God se lewe as vredejagter is om die strategie, of kom ek gebruik die Engelse woord, die skill van afwyk te leer. Sê saam met my, ek moet die skill van afwyk leer. Wat bedoel ek hierby? Want ek praat nie van afwyk om weg te gaan nie. Afwyk hier in die konteks en in die Griekse woord is die woord in vers 11, ek klinton. En ek klinton beteken letterlik, jy maak 'n doelbewuste besluit om van die pad af weg te draai of weg te swaai. Sê saam met my, wegdraai. Dit beteken, hoor mooi, wanneer daar 'n situasie oor jou pad kom, soos die woord sê, wat verkeerd is, alright, wat nie van die Here af is nie, dan moet jy doelbewus die besluit maak om van die pad af te draai, weg te swaai, doelbewus die keuse maak om nie betrokke te raak nie en om nie deel te neem in die situasie nie. Ek klinton. Met ander woorde, ek gaan nie 'n eiertjie bylê, ek gaan nie deelneem nie, ek maak die besluit. Nie ek bly stil nie, ek is nie deel van nie. Ek draai uit. Maak dit sin? Nou 1 Petrus 5 vanaf vers 8, blaai gou vinnig in jou Bybel, net 1 of 2 hoofstukke aan. Kan nie 1 of 2 nie, 2. 1 Petrus 5 vers 8, highlight hom en ons gaan daarby kom, ons gaan dit dieper ingaan in die toekoms. Hoor wat sê die woord van die Here, hy sê, wees nugter en waaksaam. Met ander woorde, wees 'n oop en 'n koelkop, wees wakker. Met wie praat hy? Hy praat met die kind van God. Hy sê, wees nugter en waaksaam. Hy sê, want julle teestander, die duiwel. So wie is die teestander? Hy sê vir ons, wie is die teestander? Die duiwel.
Hy sê, loop rond soos 'n brullende leeu. Wat doen hy? En hy soek wie hy kan verslind. So daar's 'n aanvaller, daar's een wat versoek, daar's een wat kom en hy wil jou verslind. Met ander woorde, daar's een wat aanslag bring, wat versoeking daar stel. Wat is sy doel? Om jou te verslind. Hy is nie 'n leeu nie, hy sê hy kom soos 'n leeu. Alright? So sy aanslag lyk groot, lyk erg, klink soos 'n leeu, maar die realiteit is, in Christus Jesus moet ek en jy hom weerstaan. Daarom sê hy, wees nugter en waaksaam. Ander woorde, bid met een oog oop. Kom nou. As jy bid, moet jy kyk ook, in die geestesriem. Jy kan nie, ja, dankie Here, dankie liewe Jesus. Kom nou, jy moet in die gees ingestel wees. Daar's geestelike oorlogsvoering. Waak en bid. Jy moet ingestel wees, want die vyand kyk, soek, lê en loer, sê 'n ander gedeelte, kyk vir 'n oop deur. Toe Jesus op pad is na die kruis, praat hy met Petrus. Hy sê, Petrus, ek wens, my vertaling, dat jou oë kan sien. Hy sê, want die vyand loer, hy lê, hy soek 'n geleentheid. Hy wens, hy kyk om jou dood te maak, jou te versoen, jou te vernietig. Hy sê, hy het gelê en hy het geloer, hy het gesoek vir 'n geleentheid. En Jesus waarsku vir Petrus. Hy sê, ek het vir jou gebid. Yes, dankie Pieter. Hy sê, want hy het vir jou gewag, hy loer vir jou, hy kyk vir jou. Jy sien, daai aanslag is altyd daar. Maar wanneer ek Clinton, dan is ek vooraf ingestel, want ek weet daar kom 'n versoek, en dan maak ek 'n doelbewuste besluit, ek gaan die vrede van die Here behou, en ek gaan nie deelneem nie, ek gaan dit bypass, want ek gaan nie toelaat dat ek gaan daal na die vlak van die vyand nie. Ek gaan nie op sy vlak oorlog voer nie, I'm gonna make war. Maak dit sin? Jy sien, wanneer versoeking, risie, familietwis, ongemaklikheid oor jou pad kom, moet jy nie vleeslik betrokke raak nie. Jy moet nie daal na die vyand se vlak nie, maar jy moet heers vanuit 'n geestelike posisie in Christus Jesus, in daai posisie, in daai plek. Dis wat ek probeer sê. So gaan jy vleeslik deel raak, of gaan jy geestelik regeer? Of gaan jy stil bly om vrede te bewaar? Miskien moet ek 'n bietjie met die manne praat. Daai vloek van Adam. Want as Adam gepraat het, was ons almal dalk nog vandag in die tuin van Eden. As Adam nie geblame shift het nie, en gesê het, Here, ek is jammer dat ek nie met Eva gepraat het nie, was ons dalk almal nog in die tuin van Eden. Het God ons dalk vergewe, hom dalk vergewe en vir Eva. Maar toe die Here praat, dus blame shift, hy toe sê, die vrou wat u vir my gee, hy gee God die skuld en dan vir Eva, in plaas van hom te sê, Here, ek is jammer, ek het geval. Die Here het vir Adam gesê, moenie van die boom eet nie. Amen. Ons krag as kind van God, as vredejagters, as vredemakers, lê in die woord van God. Lê in Jesus Christus, lê in die bloed van die lam, en Satan en sy demone sal alles probeer om jou vas te bind, om jou deel te maak van 'n woorde, 'n geveg, 'n verskil tussen mense, gaan altyd probeer om bitterheid, haat, kwaad, wraak in jou lewe te skep tussen mense. Maar ek wil ook vir jou sê, die geesvervulde kind van God moet vooraf die slaguisters, daai traps van die vyand, moet dit kan raak sien.
Want dis hoekom ons die Heilige Gees het, sodat ons kan eklenton, dat ons kan bypass. Maar jy sien, as jy deelneem aan daai gesprekke, en jy word deel van daai vleeslike goed, dan kan jy nie uitswaai nie. Dan kan jy nie later kom en dit aanspreek met die waarheid nie. Hoekom? Want jy was deel van dit. Dis baie belangrik om dit te weet. As jy deel is van wat verkeerd is, dan kan jy nie afwyk en uitswaai nie. So moenie 'n fight begin en dan terugstaan later en dit probeer uitsorteer nie. Jy moet van die begin af sien, hierdie is 'n aanslag. Dit in die geestesriem aanspreek en dit bypass in die naam van Jesus. Nie vleeslik betrokke raak nie. En die uitdaging is, ons almal het 'n verlede. In die verlede het ons sekere dinge gedoen en sekere maniere opgetree en sekere maniere goed hanteer, maar ons het tot bekering gekom, Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, die ou mens afgelê en 'n nuwe mens geword. So baie mense ken jou nie as die nuwe mens nie. So hulle judge jou nog as die ou mens. So wanneer jy as nuwe mens optree, wees versigtig, ander gaan jou nog label as die ou mens. Maar moenie dat dit jou aftrek en jou afkraak nie. Moet ook nie dat hulle jou label en terugbring nie. Jy is nie meer daai ou mens nie, jy's 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. En wanneer daai omstandighede uitkom, moet jy optree as 'n nuwe mens. Of hulle dit aanvaar of nie, Jesus sê hier, hy sê, jy moet afwyk van wat sleg is. Wat moet jy meer doen? As nuwe mens, moet jy dan inpas by wat sleg is, omdat ander dit wil hê? Gaan jy teen die woord gaan? Hoor jy my boeta, my sissa? Wanneer jy 'n kind van God is, as vredevegter, moet jy aksie neem en weier om terug te skel. Moet jy weier om wraak te neem. Moet jy weier om deel te neem. En as jy dit doen, dan ontwapen jy die vyand. Wanneer jy weier om deel te neem aan daai goddelose goed, aan dit wat verkeerd is, aan daai familiebekleierery, aan daai negativiteit, aan daai kwaad, wat doen jy? Jy raak 'n gevaar vir die hel. Dan kan die vyand jou nie meer manipuleer nie. Hoekom? Want jy doen nie meer wat hy wil hê jy moet doen, jy werk nie meer vir hom nie. Jy's in die koninkryk van God. Jy's 'n gevaar vir die hel. Hoekom? Want jy's 'n vredejagter. Hy kan jou nie meer manipuleer nie. Sy stories vang jou nie meer nie. Sy huiltraantjies maak jou nie meer seer nie. Hoekom? Want jy identifiseer sy slaggate en sy slaguisters. Hoekom? Want die gees van die Here, die lewemakende gees, lewe in jou. Jy neem nie meer deel aan dit nie. Dis wat die woord van God ons hier lees. Hy sê hy moet afwyk, eklenton van wat verkeerd is, en dan sê hy, en doen wat goed is. Nommer 2, sê saam met my, en doen wat goed is. Nie net afwyk nie, nie net wegbly nie, nie net stil bly nie, hy gaan 'n stap verder, hy sê, en doen wat goed is. 'n Vredevegter los nie net 'n vakuum nie. Dis nie net 'n ballon full of emptiness nie. Hy vul die ruimte met iets wat uit die hemel uitkom. Om goed te doen in die oorspronklike vertaling, en hierdie was vir my beautiful toe ek dit geresearch het. Om goed te doen in die oorspronklike vertaling is die woord poisato. Poisato, en poisato beteken letterlik om goedheid te produseer of te skep. Nou wanneer ek iets produseer of skep, dan maak ek iets wat uit niks uit is nie. Nou deel van poisato is die woord poieo.
En poieo is die woord poësie, om te dig of om gedigte te skryf. Nou wat doen iemand wat gedigte skryf, 'n digter? Hy vat woorde, dan maak hy uit daai woorde iets mooi. Hy skryf 'n gedig en uit dit kom 'n storie en hy vertel iets. Amen. Nou wil ek dit geestelik maak. Poisato in die oorspronklike vertaling. God vat chaos en hy maak vrede daarvan. Jou en my as vredevegter, jou en my as vredemaker, ons krag, ons autoriteit is in Jesus Christus. Sê saam met my autoriteit, my krag is in Jesus Christus. Nou ons krag in Jesus Christus is daar om haat na liefde toe te maak. Waar daar haat is, skep ek liefde. Dis my doel as vredejagter. Nie net vredebehouer nie. Nie net om vrede te probeer, maar net te maintain nie. Nee. As daar skinder is, dan maak ek goeie nuus, goeie getuienis. Ek skep goeie getuienis. Hoekom? Want ek is 'n vredejagter. Wanneer daar oneenheid is, skep ek eenheid. Ek blaas nie my lippe op en loop weg nie. Ek bly nie stil en dink aan iets anders en sit maar in die kring. Nee, ek skep vrede. Ek sê, ek maak vroegtydig die keuse, ek draai uit. Ek stem nie saam nie. Dit stem nie ooreen met die woord van die Here nie. Ek kan nie deel hê aan die kring van die spotter nie. God se woord spreek dit nie. Nie in 'n lelike gesindheid nie, want natuurlik, die manier hoe ek Jesus openbaar, moet in my gesien word. Ek kan nie arrogant en kwaad en lelik wees nie, want dis nie wie Jesus is nie. Amen. Ek moet met liefde en vrede Jesus openbaar. So die manier hoe ek dit doen, moet ook getuig van, ek is 'n vredejagter. Ek kom met liefde, met 'n sagte hart, maar in waarheid. Dis waarvoor hy my roep. So waar daar oneenheid is, moet ek eenheid bring. Ek kan nie net my rug draai en wegstap nie. Jesus het nooit vir konflik net weggestap en stil gebly nie. Hy het gestaan in dit, but he ruled in that situation. With love and authority. Daar was tye wat hy stil gebly het, maar hy het gestaan vir wat waar is. Hy het nie gedaal na hulle vlak toe nie, but he stood for what was truth and what was right. Waar daar siekte is, bring ek genesing in die naam van Jesus. Waar daar armoede is, bring ek hoop. Ek kan nie net sê, so ek nou daar gesê het, ek bid vir jou en loop nie. Jesus sê, ek het 'n plek nodig gehad, waar ek my hoof moes neerlê. Ek het honger gehad en jy het my niks gegee om te eet nie. Dis plastiek godsdiens. Daar's te veel plastiek vandag. Hy sê, hy wil hê ons moet goed doen. Die vredejagter se dunamis van die Heilige Gees stel hom of haar in krag om die bose te oorwin deur goed te doen. Nie goed te wees nie, goed te doen. Kan ek weer sê, want ek het nou gesê dunamis, die vredejagter se krag, die dunamis krag van God. Dunamis is God se bonatuurlike skepende krag. So die krag van die Heilige Gees in die vredejagter se lewe stel hom in staat om die bose, die Satan te oorwin deur goed te doen. Ek sê nie goeie werke red jou nie, ek sê goed te doen oorwin die werke van die vyand. Jy sien, wanneer iemand jou kritiseer van jy haat, hoe anders gaan jy wys jy het liefde deur liefde te doen? Nie te spreek nie, te doen. As iemand sê jy gee nie om nie, dan moet jy mos omgee doen. Action speaks louder than words.
Action speaks louder than words. Amen. Die hel kan nie staande bly teen 'n kind van God wat aanhou goed doen nie. Ten spyte van aanvalle, ten spyte van kritiek, ten spyte van valse aanklagte, wanneer jy aanhou liefde gee, wanneer jy aanhou vergewe, wanneer jy aanhou vryspreek, wanneer jy aanhou vrede maak, wanneer jy aanhou seën, die hel kan dit nie hanteer nie. En wanneer ek praat van die hel, dan praat ek van Satan, van sy demone, van die aanslag, van dit wat oor jou lewe kom. Die hel kan dit nie hanteer nie. En wanneer jy aanhou goed doen, dan sal die hel manifesteer. Maar vanmôre wil ek ook sê in die naam van Jesus, wanneer jy aanhou goed doen, dan kom ons God deur sy krag met sy salwing en hy kom bekragtig jou met sy teenwoordigheid en hy's deel van jou lewe. Hoekom? Want jy verteenwoordig Jesus deur sy woord goed te doen. Dis die teenoorgestelde van wat die wêreld sê. Jesus het nooit gesê, conform to this world. He says, I've called you to be different. Is julle hier vanmôre? Yes, julle kyk my met groot oë aan. Is my mic aan vanmôre? Jy sien die wêreld sê, skree harder om jou punt te bewys. Die wêreld sê, skree harder in 'n fight. Die wêreld sê, vloek om jou punt oor te bring. Die wêreld sê, laat aggressie en woede na vore kom in 'n bekleierery, want dan word ander bang vir jou. Maar 'n vredejagter se sagte, liefdevolle aksie ontlont die gees van verdeeldheid. En jy wen die geveg deur die vyand se petrol op die vuur weg te vat, wanneer jy met 'n sagte, liefdevolle aksie na vore kom. Wanneer iemand vloek en skree en spoeg hier voor jou, en jy kom met liefde en vrede na vore, kan hulle maar manifesteer soos hulle wil. Jou liefdevolle Jesus gesindheid ontlont die situasie. Moet net nie deel word nie. Jy, ek Clinton, ek kies om verby te gaan. Maar die oomblik wat dit jou raak en dit jou intrek en jy vleeslik betrokke raak, trek dit jou in. So jy moet 'n keuse maak. Gaan dit jou affekteer? Gaan jy reageer of gaan jy regeer? He never called us to react. He called us to rule and reign. Engels klink nie so lekker as Afrikaans nie. Afrikaans sê dit so mooi. Hy het ons nie geroep om te reageer nie, maar om te regeer. Amen. Ja, jy dalk nie altyd in die verlede dit so gedoen nie. Maar jy is mos nie meer daai mens nie, jy's 'n nuwe mens. En nuwe mense doen nuwe dinge. Sê saam met my, ek is 'n nuwe mens. En ek doen nuwe dinge. In die naam van Jesus. Ek's nie 'n ou mens nie. En ek doen nie meer die ou dinge nie. Amen. Is jy hier vanmôre? Jy sien die wêreld sê, luister mooi, ek sal wag totdat die ander persoon of die ander party kom verskoning vra, want dis my reg. Jy het geen reg as jy gesterf het in Jesus Christus nie. Hy sê, because it's no longer I that lives, but Christ who lives in me. Ek sal wag totdat my man na my toe kom. Ek sal wag totdat my vrou na my toe kom. Ek sal wag totdat daai kinders na my toe kom, want ek is die ouer. Ek sal wag totdat die ouer na my toe kom, want die paas en die maas moet na die kinders toe kom. Waar sê die woord van die Here, jy het reg? Sê die woord van die Here nie vir jou en vir my, irrelevant van wie ons is, God's nie 'n aannemer van persoon nie. Sê hy nie dat vredejagters is die een wat die eerste stap neem nie. Jesus sê, kom na my toe, dit beteken, jy moet die stap neem.
Hy sê 'n vredemaker is nie 'n vredewagter nie. 'n Maker is 'n aksie. Ek moet iets doen. Jy gaan slaap kwaad vir jou maat, want jy wag vir die ander een om te kom, en jy maak jou huweliksbed onrein. Jy gaan slaap op die bank voor die TV, saam met die hondjie en die mandjie, of waar ook al. Party van julle hondjies het beter beddens as julle kinders. Eet beter kos as julle kinders. Dis onrein, dis verkeerd. God sê in sy woord. Moenie deel hê aan wat verkeerd is nie. Doen goed. Wees 'n vredejagter. Maker. Maar ons regverdig onsself. Ja, maar jy verstaan nie. Dis nog altyd so. Dis van kleins af so. My pa, my ma, my sussie. Hoe lank gaan jy jou nog bejammer? Is daai persoon nie dood nie? Hoe lank gaan jy toelaat dat hulle jou nog intrek? Vredejagters se oorwinning kom wanneer hulle eie trots in hulle sak steek en hy trots doodmaak ter wille van God se vrede. En so verloor die hel sy vashou oor jou lewe, die oomblik wanneer vergifnis die atmosfeer intree. So gaan jy wag totdat iemand kom, of gaan jy sê ek gaan dit doen? Jy sien, 'n vredejagter is die een wat begin om die brug te bou. Nie wag totdat die brug gebou word nie. Dis kind van God, dis disipelmaker, dis wie Jesus wag. Hy het nie gewag totdat iemand kom na die hemel toe en hom spreek nie. Toe die Vader sê, wie sal ek stuur, wie sal gaan? Was daar niemand waardig nie, en wat sê Jesus? Hy sê, Vader stuur my, ek sal gaan. Daarom is hy vredevors, en daarom kan ek in die vredevors 'n vredemaker en 'n vredejagter wees. Daarom gaan ek nie net sit en sê, ek gaan stil bly om die vrede te bewaar, sodat my familie, my baas, my man, my vrou mag gelukkig kan wees nie. Ek gaan staan vir die waarheid. En Jesus sê, as jy staan vir die waarheid, gaan hulle jou kruisig. Gaan hulle jou kwaadlik neem, gaan hulle jou afskryf. En hulle gaan jou beskuldig en sê, dis jou skuld. Hulle gaan dit omdraai en op jou gooi. Maar weet, hulle het dit vir my ook gedoen. Hulle het my gekruisig. Hulle het my skuldig gemaak. Nou ek praat nie van mense wat dan dink die game speel. Want jy kry mense wat hulle self bejammer en die situasie speel. Julle weet waarvan ek praat. Wat die kaart speel van selfbejammering, en ek praat nie van dit nie, ek praat van 'n ware kind van God, wat staan vir die waarheid, wat staan op die woord, wat vrede wil maak, en dan ontken, dan word hulle regtig vervolg vir die waarheid. Dis waarvan ek praat. You will be judged. You will be cursed. Party gaan jou selfs onterf. Maar ek wil vir jou sê, daai bietjie geld, daai huis, daai erfporsie, gaan jou nie red nie. Die Here sê, jy is 'n joint heir of the King of the Kings and the Lord of Hosts. Jou erfporsie is nie afhanklik van hierdie aarde nie. Jy het 'n ewige erfporsie wat vir jou wag wanneer jy by Jesus kom. So jy kan 'n tydelike erfporsie nou kry deur aanvaar te word by mense, maar jy gaan dalk verwerp word by God. Of jy kan sê, I'll be rejected by man, but I'll be accepted by God. In afsluiting van môre, bly saam met my na die saligsprekinge van Jesus toe.
Julle weet seker waar is die saligsprekinge van Jesus, né? Matteus hoofstuk 5, die bergpredikasie. Dis waar Jesus 'n Bybelskool begin het met sy disippels. Matteus 5, kom Jesus en hy roep sy disippels, en hy begin met hulle leer. Nou ek sou dink, as jy jou disippels leer om 'n kerk te gaan plant en om aan te gaan met jou ministry en jy gaan 'n koninkryk skep, dan leer jy hulle hoe om 'n kerk te plant en die kerkkonstitusie en hoe om finansies te genereer en al hierdie groot dinge. Wat doen Jesus? Sy manier is net anders. Jesus sê vir hulle, kom sit hier by my, hier by my voete, en kom hoor wat ek vir julle wil sê, want ons gaan nou koninkryk bou. Ek is hier om vir julle te leer hoe om dinge te doen wanneer ek nie meer hier is nie. En hoor wat leer Jesus hulle. Matteus 5 vers 7. Hy sê, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Wat het ek nou gepraat van vredejagters? As daar haat is, gee hulle liefde. As daar siekte is, maak hulle gesond. Wat sê hy hierso? Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid gegee word. Is dit nie dieselfde tipe groep waarvan ons hier praat nie? Kyk, nou gaan ons aan. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die. Nou baie keer haal ons net hierdie vers uit. En ons maak onsself net vredemakers. Ons sê, ons is vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Maar ons mis al die ander vrae om daai plek. En met hoogmoedigheid sê ons is vredemakers. Ons is kinders van God. Maar hy sê daar, as jy vredemaker wil wees, moet jy ook barmhartig wees. Hy sê, dan moet jy ook 'n rein hart hê. Sien jy dit ook? Jy sien, wanneer ons die Bybel lees, moet ons dit in konteks lees. Kan jy nie een vers uithaal om jou te pas nie. So vanmôre, wanneer ons praat van vredejagters en vredemakers, dan moet ons dit saam lees. Dan moet ek barmhartig wees. Dan moet ek 'n rein hart hê. Hy lees daar, hy sê, salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Hy sê, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So 'n vredemaker sal 'n kind van God genoem word. Hulle moet barmhartig wees, hulle moet 'n rein hart hê, hulle mag selfs vervolg word, maar wanneer dit gebeur, behoort die koninkryk van die hemele aan hulle. Sien jy dit ook so? Hy sê, salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Jy sien, as jy nou nog gesteel het of gevloek het of iemand se man van hulle gaan steel het of wat ook al, dan's daar waarde in. Maar as jy om God se ontwil iets doen en mense judge jou vir dit, dis eina. As jy jou lewe uitsorteer en mense krit en judge jou en sê, ja maar jy. En hulle self sê hulle is Christene, maar hulle judge jou Christenskap, omdat jy uit die woord van God uitlewe. Dit maak seer. Omdat jy ophou rook, nou sê hulle, ja maar jy dink jy super holy nou, jy op met rook. Dit gebeur. Die Bybel sê jy kan 'n wyntjie drink. Nou wil jy nie meer drink nie, jy nou beter as ons. Kom, dit gebeur. Wie van julle is al so getoets? Jy kan mos maar 'n ou doppie vat. Dis mos nie 3 of 10, jy gaan mos nou nie suip nie. Die Bybel praat mos nou nie van 'n vape nie. Dis mos nou nie nikotien nie, jy kan mos nou maar 'n vape vat. Kom, ons leer mos nou ons kinders, vat 'n vape. Kom vape saam met mamma. Kom vape saam met pappa. Hoekom? Want ek regverdig myself. Want ek kan nie vir my kind sê, daai ding besoedel jou liggaam nie. Hoekom? Want jy het nie reg nie, want jy vape self. Jy het autoriteit verloor die oomblik toe jy begin vape. Hoe kan jy vir jou kind sê, moet dit nie doen nie? So as jy nie 'n vredemaker is nie, hoe kan jy vir iemand anders te sê, jy moet vrede maak?
as jy dit nie doen nie? As ek met 3 hamburgers in my hand staan vir myself, hoe gaan ek vir my kind sê, hey, kyk wat jy eet? Kom nou, ons is eerlik. Ek vat 'n 3de kap, kyk maar, kyk wat eet sy. Hey. Dieselfde beginsels. Ons is so vinnig om van ander te judge en van ander te praat. Wat sê die woord? Haal die balk uit jou oog uit. Begin by jou. En ek wil weer die vraag vra wat ek in die begin gevra het. Bewaar ek maar net die vrede, want ek is bang mense gaan my afskryf. Ek is bang die familie gaan my een kant stoot. Of is ek bereid om ter wille van die waarheid op te staan en 'n vredejagter te wees? Nie almal is bereid om die prys te betaal nie. En daarom sê die woord van die Here, Jesus sê, hy sê, ek het gekom, 1 Korintiërs 11, sodat almal vry kan kom. Hy sê, maar net sommiges sal eet van hierdie liggaam, hierdie brood. Net sommiges gaan dit vat, nie almal nie. Hy sê, die brood van die lewe is vir almal, maar net sommiges gaan dit vat. En dan vers 12 daar sê, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel. Want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. So, daar's ander wat voor ons ook deurgegaan het. So, ek en jy is nie die enigste een nie. Maar dan ook, Matteus leer ons later in hierdie hoofstukke, hy sê, hy wat volhard tot die einde, sal gered word. Nou wil ek jou bemoedig met my laaste vers, 2 Timoteus 1 vers 7. Dis een van my favorite verse. Van kleins af het hierdie vers my baie gehelp. Ek onthou, ek was jong man toe ek begin dromme speel het. Terwyl hy soontoe blaai, het my pa my gehelp toe skilder, toe verf hy vir my 'n arend voor op my drumkit se velm. Nou die ou dromme, het mos die groot drom gehad, dan draai groot vel. Toe verf hy vir my 'n arend wat so sweef, met 1 Timoteus 1:7 voorop. 1 Timoteus 1 vers 7, ek sal dit nooit vergeet nie, hy sê daar, want God het ons, en hy het dit persoonlik vir my gemaak. So ek het altyd sê vir my, maar die woord sê, hy sê, want God het ons, en ek wil jy moet vanmôre sê vir my, sit jou naam daarin. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nou, ek het al geleenthede gehad om voor groot manne te staan, groot instansies, groot situasies, wat ek weet in my krag kan ek nie. Groot probleme voor die regering, voor die howe, voor goed wat ek weet ek kan nie. Maar wanneer ek in daai situasies is, dan herhaal ek baie altyd hierdie vers. God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En as jy hom verder vertaal in oorsprong, dan sê hy selfbeheersing, sê 'n gesonde verstand. Wees nugter en waaksaam. In die Engels, in die Amplified, breek hy hom nog bietjie verder oop, dan sê hy, for God did not give me or give us a spirit of timidity or cowardness or fear. God did not give me a spirit of fear. I'm not a coward and there's no timidity. I'm not a coward of a son of a coward. So I'm also not a coward. My God is not a coward. He says, but He has given us a spirit of power and of love and of a sound judgment and personal discipline. Ability that results in a calm, well-balanced mind and self-control. Is dit nie powerful nie?
So jy hoef nie jou cool te verloor nie. Jy hoef nie 'n anger uitbarsting te hê en te gil en te skree in 'n situasie om oor te kom dat mense jou moet aanvaar of in jou verhouding teenoor jou vrou of jou kinders te gil om nou oor te kom as hierdie roele. Ontlont die situasie. Ek Clinton. As dit gebeur, moenie die manifestasie aanvaar nie. Draai uit. Ontlont dit. Jy hoef nie deel te neem nie. As hulle gil en skree, laat hulle gil en skree. Moenie daal op die vlak waar die vyand manifesteer en beheer nie. Wat doen 'n arend? As hy sy prooi vang, as daar 'n slang seil, gaan hy nie af in die gras en dan gaan pik hy die slang daar waar die slang op sy sterkste is nie. Die arend kom van bo af. Dan pik hy, dan vang hy daai slang met sy klou en dan vlieg hy op tot in die lug daar bo waar daai slang kan niks doen nie. Dan hang hy slang net daar. Ja, kyk hoe maak die natuur. Dan gaan maak hy die slang daar bo dood waar die slang niks kan doen nie. Maar as 'n arend hier tussen die gras wil speel, tussen die klippe, waar 'n slang sy krag het, gaan die slang die arend doodmaak. So as jy speel op die aarde waar die slang krag het, gaan hy jou doodmaak. As jy gaan speel op die terrein waar Satan, die slang, krag het, gaan hy jou doodmaak. Maar vat hom na die terrein toe waar jy autoriteit het by Christus, by God. Want daar verloor hy krag. Maak dit sin? Amen. Dis 'n harde boodskap miskien, maar dis 'n boodskap van waarheid. En dis 'n boodskap wat ek en u nie kan ontduik nie. En dis 'n boodskap wat dalk in elkeen van ons se lewens voorkom. Miskien op verskeie maniere. Die woord van die Here leer vir ons en praat met ons vanmôre. Hy sê hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. Najag is 'n aksie wat ek loods. Ek het nie die boodskap klaar gepreek nie. Ek sal as die Gees van die Here dit doen, aangaan. Vanmôre voel ek in my gees dat daar is van ons met wie die Here praat. En jy moet regmaak. Regmaak met die Here. Regmaak met jouself. Want jy jouself teleurgestel. Jy kom jouself te na. Maar as ander met wie jy ook moet gaan regmaak. Vredemakers wees. En moenie eers begin met die sinnetjie. Ek gaan wag totdat. Of dit was hulle skuld. Die Here sê 'n vredemaker is die een wat begin om die brug te bou. So erkenning is die eerste stap tot oorwinning. 'n Vredemaker skryf nie sy of haar kinders af nie. 'n Vredemaker skryf nie situasies net af nie. Hulle roep God in. Dit sê nie jy aanvaar die verkeerdheid, die sonde en jy keer dit goed nie. Dit sê nie jy neem deel aan dit nie. Dit sê nie jy gaan kuier elke dag die hele dag nie. Maar dit sê ook jy neem 'n aksie, 'n poging om die verhouding te herstel in Jesus Christus van jou kant af. En of hulle dit aanvaar of nie, it's on them. Wat van jou kant af, gaan jy rein en skoon voor God staan. So as ek vanmôre met jou praat, en die woord van God het met jou gepraat, en jy sê soos ek, Here, ek erken, daar's hierdie goed in my lewe, en ek weet dalk nie hoe nie, ek het nie die woorde nie, maar ek het U nodig.
Dis die altar call. Ek het U nodig om my te help, om in my lewe 'n vredemaker en 'n vredejagter te wees. Dan wil ek jou vra om op te staan en te erken en sê, Here, help my. Jy sien, nie een is perfek nie, maar hy wat kan erken dat hy God nodig het. God sê, as jy my aanroep in jou tyd van benoudheid, sal ek jou hoor. So, ek gaan nie vir jou bid nie, ek gaan nie vir jou salf nie, ek gaan nie goed uitdryf nie. Ek wil jou vra om te connect met die Here en net God aan te roep. So, terwyl die teenwoordigheid van die Here hier is, die salwing beweeg, connect jy net vir 'n oomblik of twee met die Here. Die teenwoordigheid van God is hier. Steek jou hande op, kniel, staan, maar connect met die Here. Sê net, Papa, hier is ek, help my. Ek is moeg, ek kan nie meer nie. Of Here, gee my wysheid. Here, help. En dan noem jy daai situasie voor die Here. Moenie nou stil bly nie, moenie nou vrede bewaar nie, nou moet jy praat. Op jou eie manier. Sê, Here, Eben, help my. My ma, my pa, my baas, my kinders. Noem hulle name, spreek in die geestesriem lewe in. Kira, Mambragasto, daar's mense wat jou te nagekom het, wat van jou kom steel het. Ons het dan nou gelees, valslik beskuldig, terwille van die waarheid. Maar die belofte wat die Here ons gegee het, hy sê, salig is die wat vervolg word, terwille van die geregtigheid. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek en my ontwil. Miskien staan jy hier en jy was die een wat dit dalk gedoen het, of dalk deel was of skuldig was, dan moet jy ook sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. Kira Mambragastiano. Maar 'n vredemaker is een wat die brug bou. Dit begin. Dit begin by 'n oproep. Dit begin miskien by 'n gebed. Dit begin om in jou kar te klim en na iemand toe te ry. Begin om dalk 'n brief te skryf en vir iemand te stuur. Dit begin om uit te reik. Miskien is hulle nie oop nie, miskien het hulle jou geblok. So miskien moet jy dit net by die Here bekend maak totdat daar 'n geleentheid kom. Maar 'n vredemaker is 'n vredesoeker.